besig om te luister in te neem hoe ons nou moet heilig reg leef. Want ons het besluit en gekies om vir Jesus te volg. Nou, in vorige Sondag se boodskap het ons begin hier en luister en inneem hoe. Nou, julle onthou, dit is 2 Sondag terug, ek het 'n boodskap gebring waar die Here vir ons herinner. Daar was 'n tyd wat ons die boodskap verstaan het en ons besluit, wil ons vir Jesus volg. Wil ons vir Jesus aanneem. En toe het ons wat hier sit vanoggend, ons het besluit ja. En ons het gekniel by die kruis. En ons lewe en sonde gegee vir Jesus. En Jesus het die straf gevat en gesterf van die kruis. En vanoggend in die nagmaal gaan ons weer daaraan dink en herinner wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Maar nou, die boodskap is nie alleen kruis wat daar gebeur het. Ons lewe nou na die kruis van Jesus. So wat gebeur nou van die kruis tot hy weer terugkom? So ons is nou besig om te lewe na die kruis tot hy weer terugkom. So hoe moet ons nou lewe? En dis wat Jesus en ons hemelse Vader, ons hemelse Vader vir ons wil leer, wil help lei. En die Bybel noem dit 'n heilige lewe. Want God, die Vader, hy is heilig. En ons wat glo in Jesus is sy kinders. En hy sê, sy kinders het ook heilige lewe. En hierdie tyd wat ons wag in Jesus om terug te kom, ons moet voortgaan. Regbaar. Om reg te wees as Jesus terugkom. Ons moet heilig wees en heilig bely. Want alleen mense wat heilig is, kan ingaan hemel. Nou verlede Sondag, ons het nie hier saamgekom, maar ek het 'n video boodskap gestuur. Ek het daar begin met 'n riglyn. Ken julle die woord? Riglyn. Riglyn. Dit beteken ons as mense weet nie hoe om te lewe. Ons is soos asof ons blind is. Ons ken nie pad. En die Here gee vir ons soos 'n touw. En daar pasbaar. En ek en jy op die pad. Dit is 'n riglyn. So, en die riglyn is punte te gee
om ons te leer, sodat ons weet hoe om te leef en hoe te loop op hierdie pad. Te weet wat is die reg pad, wat is die verkeerde pad. Goed. Nou, interessant is, ons dink altyd aan die Nuwe Testament, waar Jesus vir ons leef. Maar, julle sal onthou, Jesus het gesê vir die mense, wat Jesus leer, is sy eie woorde. Jesus het gesê, wat hy preek, is woorde wat God die Vader vir hom gegee het, gesê, so moet jy preek. Nou wanneer ons ook in die Ou Testament lees, dan lees ons en lees ons in God die Vader se woord, sy leer. Nou interessant, in Spreuke. Nou Spreuke is 'n Bybelboek, so in die middel van die Bybel, net na Psalms. Psalms is Spreuke. Nou Spreuke is woorde, leer, stukkies en riglyne wat van die Vader gegee het, vir kinders en ook oude mense om te leer hoe om reg te leef. En om reg te leef, noem God die Vader wysheid. En as jy nie leer hoe reg te lewe nie, is jy baas. Want as jy dit nie leer nie, jy gaan die keer pad gaan, baie skade kry, seer kry, dood. So dit is wys om te luister in te neem wat hy leer. En hierin Spreuke gee die Here aan God die Vader kort riglyne, wat maklik is om in te neem en te leer. En daar is baie riglyne. Dit is nodig dat ons, wat sy kinders is, daardie riglyne inneem om te hou. Want ons moet dit net hoor hier in die nee, ons is besig om nou te loop op sy pad. Soos ons moet weet hoe en wat nie te doen, ja, wat moet ons doen. Nou verlede Sondag, ek het 5 riglyne gegee. Gaan dan net vinnig die weer herhaal. So vir kinders van God die Vader, die eerste wat hy sê is, moenie vergeet wat hy jou van my leer. Dit is eerste. En nou begin hy leer. Tweedens, God die Vader sê, moenie stop. Tweedens, God die Vader sê, moenie stop of sonder stop. Moenie stop om lief te hê. Moenie liefdeloos leef. Julle sal onthou dat Jesus dieselfde gesê het. Jesus het gesê die eerste belangrikste opdrag vir ons moet lief hê. Liefde vir God die Vader, liefde vir mekaar. En God die Vader sê in Spreuke selfde, moenie
sonder liefde leef. Liefde vir hom, maar liefde vir mekaar. So moenie beklei nie, moenie weer praat mekaar nie, moenie mekaar seermaak nie. Ek liefde praat, ek liefde mekaar baat. Dis hoe moet hier op hierdie pad. Derde, wat die Here God die Vader leer, ons moet hom te trek. Nou hoekom? Hy sê, hy weet, hierdie wêreld is moeilik. Hierdie wêreld het baie seer, probleme, sukkel. Maar hy sê, hy weet het. En hy sê, moenie bekommer. Want julle onthou Jesus ook gesê, moenie bekommer. Gee alles vir hom. Want die Vader sê self, vertrou op hom. Weet, hy weet alles. Hy sien waarmee julle elkeen sukkel op hierdie pad. En hy beloof, hy sal help. Vierde opdrag, riglyn wat die Vader gee, is wanneer ek en julle moet 'n belangrike besluit neem, moet ons eers uithaal en vra vir hom of dit reg is, goed is. Wat ek praat, wat ek doen, is dit reg vir hom. Ons moenie self besluit en doen, want dan sal ons verkeerd seermaak, verkeerde besluit neem, wat dit skade kan bring. Dit is die vierde wat die leer is, voor ons doen, praat eers met hom. So, as jy moet water drink, is nie nodig om te vra nie. Hy praat van belangrike dinge. Belangrike dinge wat verkeerd of reg is. Maar daar is twee paaie. Verkeerd of reg. En ek moet vra vir hom. En die vyfde was, moenie dink ons weet alles. En die probleem is, baie van ons mense, ander mense wat hier is, hulle dink, onnodig die Here te vra nie. Hulle kan self besluit. Hulle dink self, hulle weet alles. En God die Vader sê ook vir ons moenie dink soos wêreldse mense, of dink soos ons vroeër gedink het, voor ons vir Jesus se leer ken het. Ons moet besef, ons weet nie alles, en daarom belangrik, te bid, te vra, Here, leer my, sê vir my, wat is goed, wat is reg, en hoe moet ek leef, hoe moet ek praat, hoe moet ek doen. Het is om afhankelijk te wees, en nederig. Tot vandag, ek wil nog 3
riglyne gee. Ek gaan eers lees in Spreuke 3, so 'n paar verse kan so hierdie gedeelte is die 6ste riglyn. God die Vader sê, ons moet wegbly van slegte dinge. Ek het ook 'n lysie gemaak. Om te steel, kwaad word, verkeerd, of kwaad word, jy praat, jy klei, of sê dinge wat jy nie moet sê, of jy doen, dinge wat jy nie moet doen. Kwaad word, is gevaarlik. Is gevaarlik. En daarom, ook Jesus gesê, moenie kwaad word, nee, vriendelik, vergewe, en nederig, ja, vergewe mekaar. Is ook verkeerd om nie te luister na die Vader. Om te dink en te doen soos ons plan. Dit is ook verkeerd. Maar so kan ons 'n lang lysie maak. En is goed as ek en julle die Here Jesus wil volg, hierdie pad, dat ons bietjie gaan dink, wat is goed, en wat is sleg. Moenie doen, die slegte. Want dit is die 6ste opdrag van God die Vader. Hy sê, los wat sleg is. Bly weg. Maar daarmee saam, sê hy, ons moet wegbly van slegte mense. Verstaan? Nou, wat is 'n slegte mens? Wanneer is 'n mens sleg? God die Vader sê, ons, hoekom hy sê, ons moet wegbly van slegte mense. Hy bedoel, ons moenie soos hulle word. Doen soos hulle nie. Want dit gebeur. Jong mense kuier saam en hulle word beïnvloed en hulle begin doen met daardie slegte kinders doen. Saam met ons as volwasse mense. Ons kuier saam met ander wat nie gelowig is. En hulle doen verkeerd en dan begin ons self te doen. Maar nie. En dis waarvan die Here. Dis wat God die Vader hier sê. Moenie saam doen, saam praat.
probleem is, wanneer mense skinder, ons dan, as kinders, is maklik om saam te begin. Moenie. Dis wat die Vader hier sê, moenie saam doen. Want dis sleg. En mense wat dit doen sleg. En ons moet regmaak. Of daar sê, nee, dis verkeerd, moenie. Daar stop dit. Die 6de rassel. Kijk nou die 7. Goed, 7. Wat die Vader sê, ons moet hom eer met ons dankoffer. Maar in die Ou Testament, as daar lees, dan sien ons hoe die eerste gelowiges van God die Vader vereer het met 'n dankoffer. Hulle het dit gebring aan die tempel. Aan die tempel. En dit is gebruik om te sorg vir die tempel se instandhouding, te sorg vir die gebou regmaak en so onderhoud. Maar ook te help siek mense, te help om die boodskap te sprei, te verkondig en jouself te nou. Vir ons as 'n gemeente, ons het ons dankoffer wat ons kan gebruik om 'n gebou te betaal. Om barmhartigheidswerk kan betaal. Kos wat nodig is. Mense wat nood het, ja. Van ons lidmate wat gereeld betrokke is hier in die gemeente, is maar so 40 wat dankoffer gee. Ons gemeente se inkomste met op 'n dankoffer is so 6.000. So julle kan dink en besef, hoe kan ons gemeente aangaan met 6.000? Dis nie moontlik. Daarom is die noode gevra vir ander gemeentes. Asseblief help. Een gesamel geld wat hulle vir ons gee, kan aangaan. Maar ook ander gemeentes begin nou swaarder, al minder inkomste. So hulle kan al minder gee vir ons. Daarom is die nodig gesê, ons as gemeente, kyk hoe kan ons doen, 'n bietjie meer inkomste, dankoffer kry en mooi werk. Daardie geld, dat is ons. Daardie geld behoort aan God die Vader. Ons moet dit daardie geld met verantwoordelikheid gebruik. Sodat die bediening kan aangaan. Dit is waarmee ons nou besig is. Dis hoekom die Here ons gelei het om daardie gebou te verkoop. Want dit help ons het 'n gebou wat die bediening kan aangaan. Dit is beter om daardie geld te kry, as dit kan aangaan.
Want hierdie gebou versaal aan die kant. Die Here het voorsien dat ons dit gratis het. Dit is wonderlik. So, 7 is dat, wat die Vader sê, ons moet dink aan wat ons ontvang. En ons moet gebeleg wees om iets daarvan terug te gee vir sy diens, vir sy koninkryk uitspreiding werk, wat ons besig is. 8, as die laaste wat ek vandag gee, 8. Ons moet leef met wysheid. Nou die Here sê dit op 'n paar plekke. Leef met wysheid. Nou hierdie gedeelte in vers 21 praat hy spesifiek oor ware wysheid. Maar daar is ander wysheid. Mense wat sê, dis wys. Of dis reg, goed. Die Here sê, nee, dit is wees. Daar is verkeerde wysheid. Voorbeeld. Daar is 'n wysheid hoe om 'n kluis, geld, kluis, 'n kluis, hoe om dit op te breek. Jy kan leer hoe om 'n kar wat gesluit is, oop te maak. Dis ook wysheid. Maar dis slegte wysheid. Verkeerde wysheid. En die Here sê, ons moet seker maak, ons ervaar en leer ware wysheid. En daarom sê die Here, ware wysheid begin om hom te dien, om te luister en te leer wat hy leer. Hy sê, wanneer ons iets hoor of sien, of iemand vir jou dink eers, maar, is dit waar? Is dit soos die Bybel alweer? En as dit nie is, moet jy aanvaar. So maar, die internet is wonderlik. Die nuwe AI, en ek ken AI wonderlik, maar ek het al vir AI die getoets, oor geloof en so, of hy die waarheid praat, reg, maar ons moet toets, seker maak, is, wat ek daar hoor of sien, is dieselfde as wat die Bybel. En as dit nie is nie van. So die Here wil hê, ons moet met wysheid praat, met wysheid doen. En daardie wysheid praat en wysheid doen, is om te doen en te praat soos hy met liefde, met geduld, as dit wat goed is, sleg maak. En dan belangrik is om te vra. Here, die persoon praat en is lelijk met my. En ek wil hom terug antwoord. So hoe? Vraag is, dink jy is hoe wil die Here hê met ek en jy praat? Ons praat maklik en dink self en doen maklik. Soos dit rustig word net die ding, en die gedagte sal vra. Here, hoe moet ek dit hanteer?
wat hy sal vir my vir julle reg help na reg. Sodat ons heilig kan lewe op hierdie pad. Goed, ek wil sluit hier neer, want dit is baie om te onthou. Maar ek gaan nou na die diens uitdeel. Dis hierdie 8 reggeleide. En ek kan onthou. Nie op te vat en op te vergeet om maar te lees en aan te neem. Skryf dit op jou hart. Die gedagtes om te onthou. Want ons moet so